1 Tessalonisense 1. Paulus en Silvanus en Timotheus aan die gemeente van die Tessalonisense, wat in God die Vader en die Here Jesus Christus is. Genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus. Ons dank God altyd oor julle almal as ons aan julle dink in ons gebede, en onophoudelik in gedagte hou die werk van julle geloof en die arbeid van julle liefde en die lydsaamheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus voor onze God en Vader, omdat ons weet van julle verkiesing broeders wat deur God bemin word, want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerheid, soos julle weet hoe danig ons onder julle om julle ontwil gewees het. En julle het navolgers van ons geword en van die Here deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met die blydskap van die Heilige Gees, sodat julle voorbeelde geword het vir al die gelowiges in Macedonië en Achaïe, want van julle uit die woord van die Here weer klink nie alleen in Macedonië en Achaïe nie, maar ook op elke plek in julle geloof in God uitgegaan, sodat ons nie nodig het om daar iets van te sê nie. Want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe julle heel van die afgode bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien, en sy seun uit die hemele te verwag, wat hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos. 1 Tessalonisense 2. Julle weet tog self, broeders, dat ons ingang by julle nie te vergeefs was nie, maar alhoewel ons van tevore, soos julle weet, in Filippi gelei het en mishandel is, het ons in onse God vrymoedigheid gehad om aan julle die evangelie van God te verkondig onder veel stryd. Want ons vermaning was nie uit dwaling of uit onsuiverheid of uit bedrog nie, maar soos ons deur God waardig geag is, dat die evangelie aan ons toevertrou sal word, so spreek ons nie om mense te behaag nie, maar God wat ons harte beproef. Want ons het, soos julle weet, ons nooit met vleitaal opgehou of met bedekte hebsig nie. God is getuie. Ook het ons nie eer van mense of van julle of van ander gesoek nie, al kon ons as apostels van Christus met gesag optree, maar ons was vriendelik onder julle soos 'n pleegmoeder haar kinders koester. Terwyl ons so na julle verlang het, was dit ons aangenaam om aan julle nie alleen die evangelie van God mee te deel nie, maar ook ons eie lewe, omdat julle vir ons dierbaar geword het. Julle onthou tog, broeders, ons arbeid en inspanning, want terwyl ons nag en dag gewerk het om niemand van julle te beswaar nie, het ons die evangelie van God aan julle verkondig. Julle is getuies en God, hoe heilig en regverdig en onberispelik ons gedra teenoor julle wat glo, hoe ons, soos julle weet, net soos 'n vader sy kinders, elkeen van julle vermaan en bemoedig het, en betuig het dat julle waardiglik moet wandel voor God, wat julle tot sy koninkryk en heerlikheid roep. Daarom dank ons God ook sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Want julle broeders het navolgers geword van die gemeentes van God, wat in Christus Jesus in Judea, omdat julle ook dieselfde dinge gelei het van julle eie stamgenote, net soos hulle van die Jode, wat ook die Here Jesus en hulle eie profete gedood en ons vervolg het en God nie behaag nie en teen alle mense gekant is, deurdat hulle ons verhinder om tot die heidene te spreek, dat hulle gered kan word, sodat hulle die maat van hulle sondes gedurig vol kan maak. Maar die toorn het oor hulle gekom tot die einde toe. Maar nadat ons broeders 'n kort tydjie van julle geskeie was, in persoon nie met die hart nie, het ons met groot verlange ons des te meer beywer om julle aangesig te sien. Daarom wou ons na julle toe kom, ek Paulus, meer as eenmaal, maar die Satan het ons verhinder. Want wie anders as julle is ons hoop of blydskap of kroon van roem in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms. 1 Tessalonisense 3. Want julle is ons eer en blydskap. Daarom, toe ons dit nie langer kon uithou nie,
het ons besluit om Athene alleen agter te bly. En ons het Timoteus, ons broeder en dienaar van God en ons medewerker in die evangelie van Christus gestuur om julle te versterk en julle te bemoedig in julle geloof, sodat niemand verontrus mag word onder hierdie verdrukkinge nie, want julle weet self dat ons hiervoor bestemd is. Want ook toe ons by julle was, het ons julle vooruitgesê dat ons verdruk sou word, soos dit ook gebeur het en soos julle weet. Daarom toe ek dit nie langer kon uithou nie, het ek ook gestuur om julle geloof te wete te kom, of die versoeker julle nie miskien versoek het en ons arbeid te vergeef sou wees nie. Maar nou dat Timoteus net van julle af by ons aangekom het en ons die goeie tyding van julle geloof en liefde gebring het, en dat julle altyd 'n goeie herinnering aan ons behou en verlang om ons te sien, net soos ons ook vir julle. Daarom broeders, is ons in al ons verdrukkinge en nood vertroos oor julle deur jul geloof. Want nou leef ons as julle vas staan in die Here. Want watter dank kan ons God vergelde oor julle vir al die blydskap waarmee ons om julle ontwil ons verbly voor ons God, terwyl ons nag en dag baie ernstig bid om julle aangesig te sien en te voltooi wat aan julle geloof ontbreek. Maar mag ons God en Vader self en ons Here Jesus Christus ons weg na julle toe rig, en mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en vir almal, soos ons ook teenoor julle is, sodat hy julle harte kan versterk om onberispelik te wees in heiligheid voor ons God en die Vader by die wederkoms van ons Here Jesus Christus met al sy heiliges.